En ek het nou van 'n bietjie begin skryf. Maar die kostelike storieetjie wat ek wil net kortliks vertel, is van die ou Baskreer wat ons daar in Lichtenburg distrik ontmoet het. Wat ook sulke heerlike stories kan vertel. Ja, kyk, hy vertel toe vir ons van sy ondervinding daar by die slag van Marsfontein, Magersfontein, soos hulle sê. Waar hulle die kakies vir 3 dae lank doodgeskiet het. My voorouders. En die kakies het gelê vir myle aan mekaar, lê van die een na die ander karkas toe kan opspring, jy weet, sonder om op grond te val. Maar dis die waarheid gewees hoor. En toe het hy, daar was die eerste loopgrawe gegrawe in die wêreld, jy weet. Ja. En hulle het loopgrawe, die boere het in loopgrawe gelê en skiet. En die Engelse het hulle die môre vroeg bestorm en gedink hulle is in die randjie agter hulle. Al die tyd toe lê hulle aan die voet van die rand in loopgrawe. En die vroeg die môre toe kom die eerste wag in te sê, die kom goed aan soos volstruise. Toe was dit mooi die Skotse regiment, wat in hulle kort rokkies gebegin loop. Dan swaai die rokkies so en die wagte dacht is volstruise. Maar hulle kon toe nie uitmaak wat dit is nie. Maar toe kry hulle gewere en kry toe bevel hulle moet reg lê. Die eerste Engelse was omtrent 15 tree van die loopgrawe af. Toe kom die bevel skiet. En hulle het hulle begin skiet in die een regiment na die ander ingestorm. En almal doodgeskiet. En dis nou 'n lang storie daardie. Dis nou geskiedenis, maar hierdie ou Baskreer vertel toe hy lê ook in een van die loopgrawe. Die eerste dag toe skiet hulle moes my sy toon raak. Sy groot toon en hy is af. En toe kon hy nie eers tyd kry om na die toon te kyk nie, hy het hom net opgetel en sy baadjies afgegooi. En net bly skiet. En die derde dag na die geveg toe ry hulle na huis. En op die perd toe ruik hy iets. Toe ruik hy nou, daar's iets wat nie lekker ruik nie. Hy kon nie uitvind waar kom die ruik vandaan nie. En toe uiteindelik steek hy sy hand in sy sak en daar haal hy die toon uit wat ook nie meer te goed is nie. Klim toe mooi van die perd af en hy trek sy velskoen uit en hy las sy toon met pruimtwag aan. En die toon het nogal ingegroei. Want hy vertel ons. Ja, hy vertel, hy wikkel bewys vir my sy velskoen wat so wikkel, weet. As jy kyk daar te aan. Hy het aangegroei, baie mooi. Maar die oorlog is toe verby en jare gelede hy toe gaan boer daar by my neef. En toe kom die kry my bloedvergiftiging daai toon. Kom wonder nie. Na al die jare. Ek sê nie vroeër gekry nie. In elk geval, sy vrou het al probeer al die soorte salwe. Niks het gehelp, uiteindelik toe sê hulle kom en na dokter toe gaan. En toe span hy sy perdekar in en ek klim op die perdekar in dorp toe. In die dorp afgeklim, dokter toe gegaan en by die dokter sy toon gewys. Die dokter wil hom toe afsny. Sê nee dokter, gaan nie met 9 tone deur die lewe, dit kan dalk 20 word. Ek sal maar liewerster ander plan maak met hom. Toe sê die dokter van wel, as jy hom nie wil laat afsit nie, dan moet jy hom maar net in warm water gaan hou, sterk warm water. Ja. Hy is toe weer uit op die perdekar en terug huis toe. En by die huis gekom het hy afgeklim, uitgespan in die huis gegaan. Sy vrou gesê wat die dokter gesê het. Toe het sy die toon in kookwater gesteek. Toe trek die bloedvergiftiging reg deur sy voet. Die volgende môre toe sien hy nie, hy moet weer dokter toe gaan. Span hy weer die perdekar en klim op en ry dorp toe. Omtrent 16 myl ver.
By die dorp gekom, afgeklim, dokter toe gegaan. En sy voet vir die dokter gewys en gesê, kyk dokter, kyk hoe lyk my voet nou. Die dokter het net een kyk gegee en hy sê, ek kan niks doen nie, jy moet maar jou hele voet nie warm water hou. Hy is toe weer terug op die perdekar, terug plaas toe, by die plaas gekom, afgeklim, uitgespan, in die huis ingegaan. Sy vrou gesê wat die dokter gesê. En toe het sy vrou 'n skottel sterk warm water gevat en die voet in die warm water gehou vir die hele dag. By die volgende dag toe het die bloedvergiftiging deur sy hele been getrek. Nou ja, toe sê sy vrou weer dokter toe. Toe maar weer die perdekar aangespan, opgeklim, dokter gery, by die dorp aangekom, dokter toe afgesit, by die dokter gekom en my been gewys. Kyk dokter, hoe lyk my been nou? Die dokter het net een kyk gegee en sê, hy kan niks aan doen nie, en nou maar sy hele been in die koelwater steek. Toe weer terug op die perdekar, terug plaas toe, by die plaas gekom, uitgespan, na sy vrou toe gegaan, vrou gesê wat die dokter gesê het. En toe het sy vrou groot blik warm water gemaak in sy hele been, in die warm water gesteek. By die volgende môre toe was die bloedvergiftiging getrek deur sy hele lyf. Sy vrou toe sê, toe vir hom weer, jy moet maar weer dokter toe gaan, en toe maar weer die perdekar. Ingespan, opgeklim en dokter gery. By die dorp gekom, afgeklim, dokter toe gegaan. By die dokter gekom, by die dokter sy been is. Hele lyf is Hele lyf. Ja, dis die hele lyf. Die dokter het 'n paar woorde gepraat wat hy nie kon verstaan nie. En toe het hy vir hom gesê, nee, wat nou met jou? Hele lyf in die kookwater gesteek. Die dokter het natuurlik gevloek. Ja. En hy is toe maar weer op die perdekar terugplaas toe. En Toe? by die plaas aangekom, uitgespan, afgeklim, huis toe gegaan. En sy vrou vertel wat die dokter gesê het. En toe het hulle nou nie 'n groot genoeg blik gehad om hom in te kook nie. Toe het sy vrou die seeppot gevat, wat sy haar seep altyd in gekook het. En hom daar in die warm water sit en begin vuur maak onder die water, onder die pot. En vir die hele dag het sy hom gekook. Niks op. En so nou en dan as hy wel aanbrand, dan het sy met die houtspan so 'n bietjie omgeroer. En weet jy wat hy sê, waarlik waar die vrou het al die bloedvergiftiging uit my uitgekook. En hier sit ek. Hier sit ek pers.